Of jy dit nou wil weet of nie, of jy dit regtig glo of nie, hier is die reine waarheid. As jy vir Jesus Christus lief is, as jy hom as jou verlosser aangeroep het, dan is jy sy disipel in aanhalingstekens. Ek sê in aanhalingstekens, want die term disipel kan verkeerd verstaan word. Letterlik beteken dit mos student. Later het Jesus sy disipels apostels of gestuurdes genoem. Paulus noem ons nêrens in een van sy briewe disipels nie, maar deurgaans noem hy ons heiliges. Ons is ook nie bloot volgelinge van Jesus nie. Boeddha het volgelinge en Mohammed het volgelinge. Sporthelde en ander sogenaamde sterre en beïnvloeders op sosiale media het volgelinge, followers. Om dit volgens die Nuwe Testament heeltemal reg te stel, is daar net een manier om jou en my verhouding met Jesus Christus te beskryf, en dit is aan die hand van Jesus se opdrag en uitnodiging in Johannes 15 vers 4. Julle moet in my bly en ek in julle. En in sy gebed tot die Vader in Johannes 17 vers 26 hoor ons Jesus sê: Ek het u naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees en ek ook in hulle. Vir Paulus is dit ook presies hoe hy ons verhouding met God beskryf. In Kolossense 1 vers 27 verklaar hy: God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. En in 1 Korintiërs 6 vers 17 skryf hy: Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Nog een van Paulus se woorde kry ons in 2 Korintiërs 13 vers 5. Daar hoor ons sy oproep: Stel julle self op die proef en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie. Ons leef nie agter Jesus Christus aan nie. Ons leef met hom in ons. Dit hoor ons ook in Paulus se geloofsbelijdenis in Galasiërs 2 vers 20. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wanneer Paulus hier in Romeine 12 vers 1 tot 2 pleit dat ons onsself as lewende en heilige offers aan God moet gee, raak hy die hartklop van ons verhouding met God. Oorgawe. Nie 60% nie, nie 95% nie, nie net die areas waarin ek gemaklik is nie. Nee, volledige, totale, volkome, allesomvattende oorgawe. Tot op die been. Soos 'n mens wat die sleutels van sy hele huis oorhandig en sê: Here, u is die eienaar. Ek bestuur dit net namens u. Om die sleutels van jou huis vir die Here te gee, beteken ook dat jy dit moet laat los. Jy kan nie steeds daaraan bly vashou nie. Of jy hou dit vas, of jy gee dit oor aan hom. En dit is eintlik waar die hele reis van dankbaarheid, vrygewigheid en rentmeesterskap ons heen vat. Die besef dat niks wat ek is of het, ooit werklik myne was nie. My asem, my tyd, my vermoëns, my besittings, my eiendom, my geld, my invloed, my gesondheid, my geleenthede, elke talent, elke sogenaamde goue muntstuk, soos in Lukas 19 vers 13, is God se eiendom. Ek is maar die bestuurder, die opsigter, die een wat verantwoordelik moet omgaan met wat hy toevertrou. Die rentmeester, as jy wil. Rentmeesterskap is oorgawe. En ja, dit vra soms dat ek my eie planne, vrese en selfs my gemak moet inruil vir gehoorsaamheid. Maar dit is ook waar die vreugde lê. Niks steel 'n mens se vrede so vinnig soos die illusie van eienaarskap nie. En niks gee so baie rus soos oorgawe nie. Dankbaarheid sê: Here, ek erken u hand in alles. Vrygewigheid sê: Here, ek gee maklik, omdat niks myne is nie. Oorgawe sê: Here, my hele lewe is u sin. Gebruik dit. Wanneer ek so leef, begin Romeine 12 vers 2 waar word. God vernuwe my denke. Hy rig my koers.
Hy laat my onderskei wat sy wil is. En die mooiste, ek word 'n hegter eenheid met Christus en sy hart. Sy missie word my missie. Sy vreugde word my vreugde. Sy koninkryk word my enigste prioriteit. Bid vandag 'n eenvoudige, maar dalk 'n gevaarlike gebed. Here, alles is U sin. Wys my watter deel ek nog vir myself probeer hou en help my om dit terug te plaas in U hande. Leef dit dan uit, prakties, konkreet, sonder verskonings. Jou meester is goed, sy plan is beter. Jy is syne en by hom, in hom is jy veilig. Kom ons bid saam. Ja, Here, alles is U sin, alles. Wys my watter deel ek nog vir myself probeer hou en help my om dit nou terug te plaas in U hande. Amen.